En vir dit moet jy ongelukkig 'n kredietrekord hê. Ja, so jy moet ergens begin. Jy moet ergens begin. So meer kliënte wees wat residensie alreeds het, vakansies, en ons het al Tande, baie gekry. En Ek is glo. vrek hier. Ja, Dis duur hier so, ja. Hallo en welkom terug by Karoo Kiwi, episode 11. Ons praat vandag geld, guts en goeie tye. Nou ja, finansies klink dalk soos iets wat jy eerder op 'n maandag wil vermy. Maar hou vas. Vandag gaan ons dit regtig interessant maak. Ons praat oor geld wat beweeg, motors, lenings, besigheidsgroei en hoe jy finansiëel jou voete vind wanneer jy pas in Nieu-Seeland geland het. Vandag kuier twee slim, skerp en ongelooflike praktiese vroue saam met ons, die span agter Sterling Finance, wat weet hoe om jou finansies vir jou te laat werk, nie teen jou nie. Welkom aan Aniska Sterling en Jolandi Snyman. Saam is hulle die Thelma en Louise van finansies, net met beter beplanning en 'n vol tank petrol. Vertel ons gou julle, wie is julle, waar is julle? En hoe het julle besluit om hierdie avontuur saam te begin? Ek is Jolandi en dit is my sussie Aniska. Ons het in 2016 het ons Sterling Finance begin in ons huis om die eetkamertafel. Dis ons letterlik begin het en so het ons Dis was waar alles begin. Ja. Okay. Ja, en waar is julle in die wêreld? ons is in Auckland, in East Auckland, maar ons diens die hele Nieu-Seeland. Ja, Maar eintlik is ons daar mis nie grense nie, nee, ja. Dis korrek. Ja, ons kantore is in East Auckland. Okay, great. So, hoe het julle besluit om toe nou, ek weet, wat was die volgende stap na die eetkamertafel? Wat het gebeur van daar af? Sjoe, dis baie jare terug. Ek weet nie. Ons het Net definitief so, gesien, iets vinnig. Ja. toe ons oorgekom het ons natuurlik gesien, jy weet dit is nie 'n maklike ding nie, soos hulle altyd sê, immigrasie is nie vir sissies nie. So ja, so ons het definitief gesien dat daar is 'n groot mark vir dit waar mense hulp nodig het om 'n voertuig te koop. Ja, Yes, so dit is hoe dit eintlik begin het en ons was daardeur, dit was moeilik en dit ons besluit ons gaan dit aanpak om dit makliker te maak. Dis is maar gewoonlik hoe die goed gebeur, jy sukkel en dan probeer jy vir ander mense dit makliker maak, hè. Ja. Ja, so kom ons doen gaan net so 4 vinnige vrae, vinnige antwoorde. Ek noem dit die kids koffie vrae vir julle. So Aniska, spaar of spandeer, wat een beskryf jou die beste? Spandeer. Definitief. Lekker. Ja, my vrou sal sê dis ek ook daai. Maar nee ja. Ja, impulsief. Ja, Jolandi. So wat is jou duurste impuls aankoop nog ooit? O, jy moet weet my man gaan ook hierna kyk, so dis gevaarlik. Dis okay. Sjoe. Ja. Jong, ek dink 'n paar skoene. Ja. Ja, dit moet net seker duur skoene wees wat. Dis vrek duur en moet asseblief nie vra glad niks Ek sal verder nie. vra. Ons hoef nie detail te praat nie. Sê gou vir my, so wie van julle is die groter numbers nerd en wie is die mens? Nee, Jolandi is definitief die numbers mens. Okay. En ek dink ek is die mens. Great. Ja, so is julle 'n goeie span. Ons is. Ja. Ja.
So sê vir my en dan na 'n lang week van leningsgoedkeurings en dokumentasie, verkies julle pinotage of kiwi sauvignon blanc? Drink julle ooit wyn? 'n bietjie, maar Okay. ek is meer gin girl. Wow. So in my kraal. Dis lekker. Ja. Great, so kom ons beweeg aan na die lekker gedeelte die waar julle kundigheid vir ons kan laat voorkom. New Zealand doesn't have to be complicated. Simply Visa NZ helps employers and migrants navigate the visa process, from work and residence visas to visitors visas. Led by immigration lawyer Rain Visser, the team provides clear, honest advice, so clients always know what's needed and what comes next. Their goal is to make every move simple, stress-free and successful, because starting a new life in New Zealand should feel exciting and not overwhelming. Visit simplyvisa.co.nz, complete the online application form, and let Simply Visa NZ help you make your migration dream a reality. So die inside scoop, soos ek dit nou noem, laat ons begin met voertuigfinansiering. Wat moet mense weet voor hulle eerste kar hier in New Zealand koop op finansiering? Jo, ek dink eers hulle moet versigtig wees. Hulle moet nie 'n impulsiewe keuse maak om te koop nie, as ek dit so kan stel. Okay. En ook nie net by enige handelaar inloop nie. Dit is alles doenbaar, verstaan my bitter mooi, maar wees versigtig. Ja. Ja, maar dis verskriklik baie opsies en ja, hier's car dealerships en dan's daar car dealerships. So ja. Mens moet maar mooi kyk en ek het toe ek hier aangekom het gedink, hoor jy, elke kar moet deur 'n WAF gaan elke jaar, die warrant of fitness, so die karre word mooi na gekyk, maar dis nie noodwendig die geval nie. Ja. Nee, dit is ja, ek sê net altyd mense moet versigtig wees, veral 'n nuwe migrant. Mens wil nie met ekstra moeilikheid met 'n voertuig of iets nie. Verseker, ja. Ja, en mense gemoed is ook nie as mens net hier aankom en mens sodra mens geland het, als is ek wil die Engelse gebruik overwhelming en 'n mens se emosies dis op en af. So mens moenie 'n emosionele besluit maak rondom 'n voertuig nie. So ja, dit is nogal 'n baie belangrike koop. Yes, dis baie goeie raad, ja. So wat is daai grootste fout wat mense wat net hier aangekom het maak wanneer hulle 'n lening oorweeg? Is daar seker tipe foute wat julle op ons kan uitwys? O ja, daar is definitief. Ons het al gesien kliënte wat dalk net land, behalwe vir die jetlag wat hulle het, loop hulle by die eerste handelaar in en hulle koop 'n voertuig teen 'n verskriklike rentekoers. Belaglik. Net nie 'n menslike rentekoers. En hulle dink dit is normaal omdat hulle nie in die land is en wat is vulnerable? Hulle is vulnerable op daai oomblik. En dan teken hulle nie, want hulle dink dit is hoe dit werk hierso. En dit is nie die geval nie. En die rentekoerse is nogal buitensporig hoog as jy dink wat hulle uitleenkoers eintlik is, wat baie laag is weer. Ja. Ja, en ek dink ook die nuwe migrante ons sal altyd al voorstel of hulle sê begin eerder klein en vind net eers jou voete. Al die dames het ook baie kliënte wat direk groot en mooi en baie nice koop. Maar ons probeer altyd sê kom net raak net gewoond eers aan dollar. Ja, kry net eers iets wat jy van A na B sal vat, Ja, wat betroubaar is en billik geprys is, En dan is die ander ding natuurlik die handelsmerke, nee, want hier is verskriklik baie opsies en ja, ek het gehoor mens moenie byvoorbeeld Europese karre koop nie, met eerder Japanees soos Toyota en Mitsubishi en daai so ja, mens moet nou weet van
die ondersteuning en die diens daarvan is maar altyd die probleem. Ja. Ja, en as 'n mens nuut koop, dan kan 'n mens met 'n geruste hart by die handelaar. Ja, korrek. Ja. Want dan kom dit met daai fabriekswaarborg en daai tipe ding. Maar as 'n mens dit by 'n tweedehandse handelaar koop, is dit altyd maar 'n risiko. Korrek. So, hoe verskil die Nieu-Seelandse leningsstelsel van Suid-Afrika se en hoekom is jou kredietskoor so belangrik hierso? Dit is min of meer dieselfde, kan mens maar sê. Ja. Al jou compliance wat jy nodig het. Papierwerk, dokumentasie is dieselfde. Ja. Baie mense in Suid-Afrika is daar net banke. Waar in Nieu-Seeland het mens finansieringshuise sowel as banke. So jy het 'n groter verskeidenheid, waar in Suid-Afrika is dit maar net die gewone 4 groot banke. Ek dink daar is net 4 banke, net groot banke daar. Dit is 5 met Capitec nou, want die afval weg was. Was Capitec nog so waar hierso is finansieringshuise sowel as banke. En hulle reëls is natuurlik anders en hulle kriteria is anders. Elke bank en finansieringshuis is verskillend rondom daai, waar ek dink in Suid-Afrika is dit meer 'n blanket rule, kan ek sê, hoe hulle dit assess. Assesseer? Ja. Ja. So julle by Sterling Finance werk obviously met baie van die finansieringshuise. Is daar een met wie julle al die beste oor die weg kom of die meeste lenings goedgekeur kry? Ons het 'n hele paar waarmee ons werk. Ons het wel 'n goeie verhouding met beter verhouding met 2 van hulle wat ons verskriklik baie uithelp met ons Visa kliënte. Want dit is 'n hoër risiko vir die finansieringshuise en die banke. So ons het 2 wat ons 'n goeie verhouding mee het wat ons help met die Visa kliënte. Maar ons werk met almal en ons met nie almal nie met baie van hulle en ons het goeie verhouding met almal, maar daar is 2 wat ons 'n beter verhouding het mee. Okay. So en as iemand nou 'n aansoek indien, vir hoeveel sou julle dit tipies dan aanstuur om 'n aanbieding te maak? Dit hang af die tipe applikasie wat voor ons is. So as ons as dit 'n Visa kliënt is en hy het net soveel termyn oor op die Visa, hy's 2 jaar al in sy pos. Jy moet maar kyk na die situasie. Korrek, profiling, En oor die kredietskoor, dit is baie belangrik, want volgens jou kredietskoor, so ons noem die mense wat die lenders, hulle kyk na dit en outomaties as jou kredietskoor laag is, dan is dit direk van 'n rooi ligte, want hulle kan daardeur sien, is jy 'n slegte betaler, is jy 'n goeie betaler, is jy glad nie betaal nie, so dit is belangrik om netjies te hou. 'n goeie rekord te hê, né? Ja, verseker. En vir die entrepreneurs daar buite, hoe weet jy of jou besigheid gereed is vir 'n lening? Die banke vra gewoonlik dat die besigheid ten minste 'n jaar oop is en aan die gang is en winsgewend is. So hulle gaan vra vir finansiële state. Maar as jy dit nie kan doen nie, ons het wel al kliënte gehad wat nie 'n jaar aan die gang is nie, maar byvoorbeeld 'n bankstate lyk goed en hulle wil ook 'n deposito insit. Net om hulle dit is moeilik, mens kan nie sê spesifiek as iets gebeur dan is jy reg. Dit is maar persoon tot persoon, kan ek sê. Okay, so hulle kyk na bestuurstate ook, as jy vir hulle iets kan gee tot op datum, as dit nie 'n volle jaar is nie, jy weet, en dan ook jou bankstate. Okay. Dit is great om julle deel van die mense span te hê wanneer jy aansoek doen vir 'n lening, want julle weet wat om te vra en waar om te kyk, so dis great. Goed, so kom ons beweeg aan met die survival kit, soos ek dit nou noem.
Ons stel 'n scenario voor, daar's 'n nuwe immigrant gesin wat nou net geland het en hulle het 'n motor, basiese meubels en 'n paar groot planne nodig. Hoe help julle vir hulle om slim finansiële besluite te neem? Weereens, ek wil net sê, weereens dit sal afhang van elke individu se scenario of se situasie. Want baie mense kom net met 'n tas oor en hulle moet 'n hele nuwe lewe begin. Waar ander mense is gelukkig genoeg om fondse oor te bring, sowel as miskien 'n hele container met al hulle meubels. So dit weer eens hang af van persoon tot persoon. Ek wil net dit sê, want nie almal is gelukkig nie. Ja, om om alles oor te bring nie. Ek weet ons was in daai posisie om letterlik net met 'n tas te kom, waar Jolandi hulle het gelukkig container gebring. So ja, dit hang af weer eens persoon tot persoon. Okay. Ek dink dat 80% van ons kliënte kom letterlik elke man, vrou, kind net met 'n tas en pepsakke. En hulle begin so van voor af. Ja. Okay, so ek meen dan kom julle dit mos baie teë. So wat is daai raad wat julle aan die begin vir hulle gee om dalk slim besluite te neem oor hulle situasie? Ek weet jy het net gesê van dat hulle dalk van die begin af net moet klein begin. Is dit iets wat julle belangrijk? Ons wat ons ook doen is ons het 'n soft landing ook, so in Auckland wel. So gewoonlik ons help die mense om met een van ons voertuie rond te ry, om voertuie te gaan kyk of lekker. Laat hulle net nie te vinnig nie, want daar's sekere goed wat hulle moet doen as hulle ook land hierso, voor ons kan voortgaan om die voertuig. Ja, die bankrekening moet geaktiveer word. Al sulke klein goedjies is belangrik. So ek dink en ons het ook hoe kan ek sê 'n produk of iets wat wat noem dit 'n starter package is. Okay. Waar hulle byvoorbeeld die voertuig van hulle keuse finansier en dan kan ons hulle help met 'n persoonlike lening daarbey. So daarmee kan hulle die bank betaal, huis hier. Of skool. Ja, net om aan die gang te kom. Ja, die eerste hupstoot is belangrik. Ja, dit help baie mense en soos ek sê nie almal is in die posisie om fondse te hê vir daai. Die ander ding is die Suid-Afrikaanse rand teen die NZ dollar. Jy weet dit is as jy oorkom is dit baie minder as wat dit daar is. So dit is so vinnig op met Suid-Afrikaanse rande. So ek dink hierdie produk is redelik gerieflik om te help net om soos jy nou gesê het 'n bond die deposito neer te sit of 'n teelepel en 'n bord ten minste te kan koop. Ja. So gepraat van persoonlik, sorry. Maak eers klaar, jammer. Dis ek wou gesê nie al die finansieringshuise sal 'n persoonlike lening aanbied vir 'n Visa kliënt, want dit is 'n hoë risiko want ons nie sekuriteit gekoppel aan dit nie, maar dit is iets wat Sterling mee kan help. Wat nie almal kan dit doen. Ja, ons het nou nogal baie kliënte wat ons noem dit 'n unsecured lening doen, 'n persoonlike lening vir die resident visas. Want dit het laas jaar Oktober ek dink verdubbel in pryse. Dit is vrek duur, Dis 6,450. Ja, dis baie geld. En as jy nou nog 'n agent moet gebruik, dan is dit seker dubbel. Maar in elk geval. En is baie mense gebruik nou 'n agent. Ek dink is maar net om veilig. Ja, ek dink mense is te bang om dit dis te veel geld om te verloor as jy 'n fout maak. So So gepraat van persoonlike lenings, wanneer maak dit sin en wanneer nie? As dit sin maak. Ek dink weer eens dit hang af van die persoon se situasie. Baie mense net dat jy ook weet ons koers op die persoonlike lening is baie laer as 'n kredietkaart. So baie mense sal eers probeer planne maak en in hulle koppe dink ek gaan eerder nie 'n persoonlike lening aansoek doen nie. Ek gaan eerder aansoek doen vir 'n kredietkaart met die denke dat dit 'n beter roep is.
waar in actual fact ek dink amper ons rentekoers is omtrent amper 6% laer as 'n kredietkaart. Magties. Ja, okay. So weer eens ek stel voor as hulle dink aan enigsins 'n lening, enige iemand, is dit eerder beter om ons eers te kontak as wat jy probeer eers self planne maak. Laat ons net hoor en kyk, miskien kan ons dalk 'n beter oplossing gee. Ja, en ons doen ook persoonlike lenings vir dit moet nou meer kliënte wees wat residensie alreeds het. Vakansies, en ons het al tande baie gekry. Kyk, is vrek hier. Ja, dis duur is ja. Ja. Okay. As ons nou praat oor klein besighede, watter tipe besigheidsleningsopsies is beskikbaar? Hoe word dit gestruktureer of dalk julle net so 'n bietjie uitbrei daaroor? Ek wil sê so weer eens ons doen persoonlike lenings, so baie mense wat in hulle huidige poste is by hulle werk wil iets aan die kant begin, soos byvoorbeeld ons het baie mense wat daai koffievans wil koop of byvoorbeeld so tipe besigheid wil begin terwyl hulle werk. Okay. Daai doen ons nogal gereeld. Maar as ons kyk na byvoorbeeld 'n besigheidslening waar die besigheid reeds hardloop en die persoon al kapitaal aanskaf vir die besigheid. Ons doen nie dit. Vergroei. Ja, ons kan nie daai doen nie. Ons het wel iemand met wie ons werk wat ons dan natuurlik verwys. Maar as daai besigheid wel 'n voertuig wil aanskaf of 'n trekker of 'n Yes. Daai kan ons mee help. Kan julle mee help? Ja. Okay, great. Ja, dis goed om te weet. Dat daar opsies is vir klein besighede in elk geval. So vir immigrante wat dan nou van vooraf moet begin, watter finansiële wenke gee hulle om 'n kredietgeskiedenis en vertroue by banke op te bou? Waar begin hulle? Ek dink dis baie so Suid-Afrika. Betaal jou rekening. Gewoonlik is dit op debietorders, maar dit bly op die einde van die dag jou verantwoordelikheid. So kyk dat jy debietorders afgaan. Dis baie dieselfde. Betaal jou rekening, is belangrik en moenie skuld op skuld maak nie. Ja, moenie laat betaal nie. Ja, hulle is nogal erg op dit, nee. Hulle, want ek bedoel hulle plaas baie vertroue op daai rekord van jou. So dis baie belangrik dat jy dit in orde hou. Okay. Dit is goed om te weet. Ja, dis baie goeie raad en ek is so bly ons kon vandag gesels. So 2 koppe is beter as 1. Nie waar nie. Julle spanwerk lyk maklik en natuurlik. Wat maak julle vennootskap so sterk? Ek dink behalwe dat ons baie sterk voel oor familiewaardes, verstaan ons mekaar op 'n persoonlike en 'n besigheidsvlak. Ek stres vinnig en wil alles, ek is 'n kontrolfreak en sy hou dinge rustig. Okay, nee. Dit lyk asof dit dan te werk, waar die een tekort kom, maak jy aan een op. Korrek. Ja. So, Anuska, watter unieke waarde bring Jolandi in die besigheid? En Jolandi, wat bewonder jy die meeste van Anuska se styl? Maar ek moet sê, my sussie is nog altyd goed met syfers. So enigiets met die bank is haar afdeling, as ons rekeninge moet betaal, en die boekhou gedeelte is haar afdeling. Okay. Maar wanneer sy op verlof is, kan ek voel die kantoor is leeg. Ja, daar's 'n gap. Ja, verseker. Ja. Ag, en ek dink met Anuska, haar positiwiteit, dit help baie, want ek kan vinnig sien dat ons 'n verskriklike groot berg en ek weet nie hoe gaan ons hier oorkom nie. Ons sal altyd rustig en kalm bly. Ja. Haar benadering. Ja. Kry. Yes, dit is baie so mooi.
dat julle twee sissies so goed saam. Wel, ek neem aan dis nie net maanskyn en rose nie, maar ja. Dit is soms seker 99%. Al die groeipyne is nou al uitgesorteer. Ja. Dis maklik nou, maar ja, dit is waar wat jy sê. Ja. So as 'n Suid-Afrikaner in Nieu-Seeland oorweeg om 'n besigheid te begin, wat is daai 3 dinge wat hulle voor die tyd vir hulle self moet uitklaar, sou julle sê? Wel, ek dink jou gebedsaak moet 100% op datum wees. Amen. Kyk, as die Here nie in die besigheid is, dan val al die wiele af, eerlik. Yes. En ons het dit time and again gesien. Die oomblik as ons dink ons is 'n beheerder, nee. So dit, ek dink ook is maar persoonlik, ek weet nie, jy moet ook die persoonlike gedeelte van jou lewe en die besigheidsgedeelte moet jy kan onderskei. Dis partykeer moeilik vir ons, maar ons is nou al in dit in, ons weet nou al. So ja, dis reg. So ons braai ook saam en dis ook baie belangrik. Jy moet kan saam braai, so ja. Maar dan mag ons nie besigheid praat. Ja, nee, mens moet dit hou vir wanneer dit werktyd is en sosiaal verkeer wanneer jy braai. Ja, wat moeilik is ons kan nie saam op vakansie gaan nie. Dit is 'n bietjie moeilik. Ja, dis nou sleg. Dis nogal 'n storie. Ja, ons was laas jaar actually saam Suid-Afrika toe om bietjie te gaan kuier vir die familie. En ons het maar van daar af gewerk, maar ja, dis nie altyd maklik nie. Ons het gelukkig vir Mishke in die kantoor, Jolandi se dogter, so sy help baie, sy ja. So dit help. Maar ja, dit is al moeilikheid is ons kan nie eintlik saam weggaan nie. So dit is 'n bietjie moeilik. Ons het dit 1 jaar probeer, seker so 3 jaar terug. Was ons 'n groot groep wat gaan op kamp het op Noord. Ons het spesiale tent gekoop vir die kantoor en rekenaars en printers. Ja, dit was verskriklik geweest, maar sal ek nie weer doen nie. Nee. Dit was baie erg geweest. Okay. Sure. Are you enjoying the Kiwi life but have a financial headache stuck back in South Africa? Getting your rands and blocked funds home can be complicated. All that SARS and SARB compliance, it's a lot to handle. That's where FinSelect comes in. We manage the entire process for you, making the transfer of your funds to New Zealand simple, smooth, and secure. Bring your money home hassle-free. Visit finselect.co.nz and get started today. Goed, so kom ons stel 'n tipe van 'n cheat sheet op vir iemand wat finansiële sukses wil hê in New Zealand veral. So as julle 3 goue reëls, ek dink ons het al baie van die goeders aangeraak, maar daai 3 goue reëls wat ons dalk net kan herhaal, as iemand in New Zealand wil finansiëel floreer, wat sou dit wees? Baie geduld, baie. Ja, ek sê altyd vir die kliënte as hulle hier aankom, ons is gewoond aan Afrika tyd, maar eiland tyd is definitief bietjie stadiger. Want ons Suid-Afrikaners ek het nog nie daai gehoor nie. Ons wil vandag ry, en dis moeilik, ja, want hulle is môre nog 'n dag, hulle is baie rustig. Yes, baie rustig. Geduld is redelik belangrik nou. En dan wat ook al jy aanpak, maak maar seker en doen jou huiswerk oor dit. Huiswerk. Laat jy nie in 'n mark ingaan wat al in oorvloed is nie, verstaan dit is nogal ons, ek dink 9 jaar terug was ons gelukkig, ons was die eerste maatskappy wat regtig gespesialiseer het in Suid-Afrika kliënte. Ja, vir finansiering, ja. So, dit het ons baie gehelp, maar soos ek sê, geduld, dis baie trane en dis baie bidwerk, maar ek dink as jy jou kop daarop sit, jy kan suksesvol wees. Ons Suid-Afrikaners is harde werkers, so ja. Ja, ons is resilient, dis 'n mooi Engelse woord. Ja, definitief. Ja. So, wat is die slimste manier om lenings te gebruik sonder om in skuld vas te val? Met die, hoe kan ek sê, met die resessie wat nou weer aangegaan het, was dit maar moeilik vir baie mense. Baie. Ons
sit daagliks met mense wat maar die fight moet fight op die einde en hulle kom maar deur. Maar ek dink in die ideale wêreld is dit eintlik probeer nie skuld maak nie. Ek weet mens praat nou nie reg van ons besigheid af nie, maar probeer nie skuld maak nie, maar ons verskriklik baie mense en ons self ook wat jy kan nie anders nie, so dan doen jy wat jy moet doen, maar sorg dat afbetaal so gou as wat jy kan of jou leningstermyn tydperk. Ja. En ook jy weet met daai ek wil net by dit noem, jy weet as mense oorkom en mense is nie in die land, dan het mens geen kredietrekord nie. Maar dan beplan 'n mens natuurlik in die toekoms om 'n huis te koop. En vir dit moet jy ongelukkig 'n kredietrekord hê. Ja, jy moet ergens begin. Jy moet ergens begin. So baie keer sê ek ook vir die kliënte as hulle 'n groot deposito het, hulle kan amper die voertuig kontant bekostig, maar okay, kom ons sit 'n groot deposito neer, net dat jy 'n klein lening het vir daai kredietrekord. Maar natuurlik is dit as mens nie hoef nie, is dit die beste. Ja, en ek dink jy moet leen binne jou vermoë. So jy moet weet wat jy kan bekostig en terugbetaal en jy weet mos waar jou besigheid trek. So jy moet nie jou gaan overstretch. So dit gaan maar alles oor balans. Ja. Nee, dit is so. So laaste bietjie inspirasie. Wat was vir julle daai aha oomblik wanneer julle gevoel het ons is nou tuis in Nieu-Seeland? Ek weet julle is al lank hier, maar gaat ons bietjie terug na daai oomblik toe. Ek was een van hulle wat baie gesukkel het om aan te pas. Ek dink as dit nie vir haar en haar gesin was en ek dink my ma wat bid dat ons nie moet teruggaan nie. Maar ek dink die dag toe ek sien my kinders is suksesvol en hulle is gelukkig. Ek dink daai dag het ek al besef, nee, Nieu-Seeland is nou huis. Dis lekker. Ek dink vir my was dit die veiligheid en die vryheid. Ja, vir my was dit ook al 'n groot ding. Ek was verskriklik bang in Suid-Afrika. So vir my was daai definitief nou is ek tuis. Ja. Yes, nee, dit is 'n ander tipe vryheid wat mens hier ervaar, nee. Ek weet jy hoef nooit regtig oor jou skouer te loer nie. Daar is sekere dele, sekere tye, seker wat jy nou, maar jy gaan mos nie stupid wees nie, so maar vir die res, is amazing. Ja, is so. Hoorie, ek kan nie glo ons is al weer klaar nie. So Sterling Finance, julle is 'n powerhouse vir finansiële hulp wat julle aan mense verleen. Waar kan mense meer van julle leer of kontak maak as hulle hulp soek? Ja, ons website wat natuurlik www.sterlingfinance.co.nz. Ons is ook op Facebook wat Sterling Finance NZ aan die einde, want die vorige een is net Sterling Finance, maar jy moet die NZ, want hulle het ons gehack 2 jaar terug. En ook op TikTok en Instagram en LinkedIn. Ja. Great. Ja, julle is ook op al die platforms. Great. Ja. Sê my nou, waarmee is julle tans besig wat by deel van die werk wat buite die werk is, projekte of events? Ek weet julle is baie besig. Ja, ons probeer altyd by alle events betrokke te wees, maar dit is net nie onmoontlik nie. So dit is nie, ons probeer hard. Dis maar dit is ons het nou hierdie Saterdag NZ Kiwi Chicks het ons en ek weet Mariska se wat mense dit haar vroue oggend ook. En dan Afrikaans is groot met Arno hulle. So ons is aan die gang en dan moet die mense ons Facebook dophou. Daar kom definitief iets groots begin vroeg volgende jaar. Maar ons wil net nie nou te veel sê van dit nie, maar net dophou. Dalk net 'n clue, net so klein ietsie. Nee, ek is bang om te sê. Dit is okay. Kom ons bak dit as ons later iets sê van dit. Okay. 100%.
Aniska en Jolandi, ja, baie dankie dat julle finansies vir ons menslik en verstaanbaar kon maak het met 'n bietjie humor daarbey. Dit was so lekker met julle te gesels. Ja, dankie vir julle tyd. Ek waardeer dit so baie. Dankie vir jou, ons waardeer Ja, dit. baie dankie en dankie vir al ons kliënte wat ons so al die jare so mooi ondersteun. Ons waardeer julle almal. Ja, ek is ook 'n trotse kliënt van julle. So julle het my baie mooi gehelp. Met die aankoop van my bakkie via my vrou, maar ja. Hoorie so. Ek weet hoe die goeders te reël is. Maklik. Ja, net aan die luisteraars, as jy droom van 'n nuwe kar of 'n besigheid of net 'n vars begin in Nieu-Seeland, gaan luister weer na hierdie episode. Neem notas en onthou, finansiële vryheid begin met goeie raad. En dit sal jy kry by Sterling Finance. Tot volgende keer, oor en uit. Dankie baie, bye bye.